Van u wat die woord van die Here saamgebring het, ons skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament uit die boek Esra uit. Esra hoofstuk 3. Esra hoofstuk 3 en Esra in die Bybel is net daarna 2 kronieke. En 2 kronieke is net na 1 kronieke. So dit behoort daarom nie so moeilik te wees om te kry nie. Die boek Esra en ons gaan saam lees vanuit hoofstuk 3. En ek sê vanoggend vir die kerkraad, ek is baie bly, ek gaan nie hoofstuk 2 behandel nie. Vir die wat alreeds daar oop is, u kan sien al daai name wat daar staan. En dis maar soos die mense vandag, hulle gee vir die kinders al die snaakse name, en dan moet die dominee daai kind doop, en hy moet daai kind se naam reg uitspreek ook nog. Maar gelukkig, ons gaan vanoggend Esra hoofstuk 3. Ons gaan saam lees vanaf vers 1. Lyk of almal die plek gekry het. Kom ons lees saam met die woord van die Here. Esra 3 vanaf vers 1. En toe die 7de maand aankom en die kinders van Israel in die stede was, het die volk soos een man in Jerusalem byeengekom. En Jesua, die seun van Josadak, met sy broers, die priesters en Serubabel, die seun van Sealtiel, met sy broers, het klaargemaak en die altaar van God van Israel, om daar brandoffers op te offer, soos geskrywe staan in die wet van Moses, die man van God. En hulle die altaar op sy grondveste opgerig, omdat die skrik vir die volke van die lande op hulle gekom het. En hulle daar brandoffers opgeoffer aan die Here, brandoffers smorens en saans. En hulle die hittefees gehou, soos geskrywe staan, en brandoffers dag vir dag, volgens die getal, na die eis van elke dag, soos voorgeskrywe was. En daarna die voortdurende brandoffer, en die van die nuwe maane, en van al die geheiligde feestydde van die Here, en van elkeen wat aan die Here 'n vrywillige gawe gebring het. Van die eerste dag van die 7de maand af, het hulle begin om brandoffers aan die Here te bring, alhoewel die fondament van die tempel van die Here nog nie gelê was nie. Maar hulle het geld gegee aan die klipkappers en die skrynwerkers, aan die Sidoniërs en die Tyriërs, voedsel en drank en olie, om sederhout van die Libanon te bring na die see, na Jofa, volgens die verlof van Kores, die koning van Persië, aan hulle. En in die 2de jaar, na hulle aankoms by die huis van God in Jerusalem, in die 2de maand het Serubabel, die seun van Sealtiel, 'n begin gemaak, hy en Jesua, die seun van Josadak, en hulle ander broers, die priesters en die leviete, en almal wat uit die gevangenskap na Jerusalem gekom het. Hulle het die leviete van 20 jaar oud en daarbo aangestel, om toesig te hou oor die werk aan die huis van die Here. En Jesua het opgetree, sy seuns en sy broers, Kadmiel met sy seuns, die seuns van Juda, soos een man, om toesig te hou oor die werk om toesig te hou oor die werk wat die werk gedoen het aan die huis van God, met die seuns van Henadad, hulle seuns en hulle broers die leviete. Toe die bouers dan die fondament van die tempel van die Here lê, het hulle die priesters in amptsgewaad met trompette en die leviete, die seuns van Asaf, met simbale opgestel, om die Here te loof volgens die instelling van Dawid, die koning van Israel. En hulle het aangehef met lof en dank aan die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid oor Israel is vir ewig. En die hele volk het gejuig, met groot gejuig, toe hulle die Here loof, omdat die fondament van die huis van die Here gelê was. Maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde van die oues wat die eerste huis gesien het hardop gehuil
toe die fondament van hierdie huis voor hulle oë gelê is, terwyl baie met gejuig, met blydskap die stem verhef het, en die volk kon die geluid van blye gejuig nie onderskei van die geluid van gehuil van die volk nie, want die volk het gejuig met groot gejuig, sodat die geluid tot ver gehoor is. Net tot so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Ek vra dat die mans wat kan staan, dat u sal staan, en dat ons tot die Here sal nader in gebed. Here onse God, ons het so baie om u voor te loof, so baie voor dankie te sê. En op hierdie pragtige lenteoggend, met die son wat daar buite so warm skyn en die bloue lig oor ons, besef ons weer eens net, Here, hoe bevoorreg ons is. Bevoorreg om u as 'n Vader te hê. Bevoorreg, Here, om hier in ons eie kerkgebou saam te kom, om u aan te roep. En dit, Here, terwyl ons nie eens hoef te vrees vir ons lewens nie. Dankie, Here, vir u genade. U genade wat onbeskryflik groot is. Dankie, Here, dat u ons deur 'n week gedra het. Ons dink aan die vakansie Bybelskool en ons wil ook vir u sê, dankie, Here, dat ons daar kies kon leef. Dat daar 'n Jesus wat hulle wil red. En Here, dis ook die boodskap wat vandag moet. Want Here, ons staan eintlik, ons kyk na ons land val het. Ja, Here, ons is eintlik afvallig. En 'n groot bewys daarvan is die kerke. Kerke wat leegloop. Kerke wat valse leraars het wat vol word. Mense wat in die gehoor gestreel wil word. Terwyl ons net nou gesing het, bring my die ou tyding. Die tyding van Gods heil. Van Jesus sondaars liefde, 'n liefde sonder pyl. Dis die Here wat ons ken. Dankie, Here, dat ons u woord het. Ons wil kom bid, Here, vir elke een wat 'n behoefte het na u. Miskien is daar iemand vanoggend wat sê, Here, ek het u nodig. Here, ek het 'n kwelling in my liggaam. Ek het seer. Here, dat u uit die hemel uit u hand sal afstuur. Dat u sal kom aanraak. En dat u sal kom genees. Here, u het die gebedslys gehoor van hulle wat siek is, hulle wat ongesteld is. Here, ons hoor die laaste tyd ook so baie van mense wat kanker het. En daarom kom lê ons hulle ook aan die voete neer. En vra, Here, wil u nie genees nie? Want u is die groot geneesheer. En u genees vandag nog. Dankie, Here, dat ons kan bid vir die kindertjies. En besonder daardie kinders wat daar by die VBS was. Here, dat iewers in hulle lewe sal hulle onthou wat hulle geleer het. En dat hulle tot u sal draai. Ons bid vir die gemeente hier in Veldtrif, Weskus. Here, ons bid dat u werklik waar hier ook sal kom wees, hulle God en hulle Heer. Maar ook, Here, dat u vir die kerkraad sal in staat stel, dat hulle hierdie gemeente sal bestuur volgens u wil. Ons bid vir Dominee Herman. Here, dat u hom sal kom seën uit die hemel uit. Dat u hom sal bystaan met die boodskappe, Here, en dat u boodskappe sal uitgaan, en dat u Heilige Gees in harte sal werk. Want Here, dis hoekom u die kerk hier geplant het. Dis nie jy in jou klein hoekie en ek en my nie, Here, dis 'n gemeenskap wat hier is, 'n gemeenskap wat nodig het om van Jesus te hoor.
Daarom bid ons vir elke gemeentelid ook, Here. Bid dat hulle getuies sal wees vir U. Bid, Here, dat U hulle sal kom bystaan in hierdie belangrike taak. Ons bid vir ons kerk in die algemeen. Ja, Here, dat ons werklik waar Jesus Christus as gekruisigde sal verkondig. En dat ons daarin sal vashou, Here, dat ons by die woord sal hou. En dat ons nie mense met soetsappige praatjies sal wil nader trek en allerhande snaakse dinge sal doen nie. Want Here, U is 'n God van orde. Maar wees ook nou met ons hier in hierdie oggend. Here, kom open U woord en wil U met elkeen van ons spreek. Ja, Here, dat ons 'n ontmoeting met U sal hê. Daarom vra ons, spreek nou, Here, want U dienskneg en U diensmaag luister. Bid ons dit dan in die naam van Koning Jesus met danksegging. Amen. Nou geliefdes, ons teks van oordenking vanoggend kom dan uit Esra 3 vers 12 en daar staan: maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde van die oues wat die eerste huis gesien het hardop gehuil toe die fondament van hierdie huis voor hulle oë gelê is, terwyl baie met gejuig, met blydskap die stem verhef het. En vanoggend wil ek met u kom praat oor die onderwerp die God van gister, van vandag en van môre. Nou wanneer ons kyk na ons land en wanneer ons so begin gesels, is daar een sinnetjie wat nogal baie duidelik en in baie gesprekke uitkom in die verlede. Jare terug. Ons is baie vinnig om terug te verwys na dit wat was en hoe wonderlik dit was. In die verlede het mense nog respek vir mekaar gehad. Sondag was kerke vol gewees. In die verlede was kinders nog kinders gewees en het hulle respek vir ouers gehad. Nie net respek nie, maar hulle was gehoorsaam. Wanneer ouers gepraat het, het kinders geluister. Nou hierdie week het ons die VBS gehad en is interessant hoe tye verander het. Die hartseer is, kinders het nie meer respek vir groot mense. Sommige kinders is daar net om daar te wees om iets te ontvang. En daai kinders het nie respek vir groot mense nie. Die woorde wat hulle groot mense toegesnou het, toe hulle aangespreek is oor die dinge wat hulle gedoen het, is skandelik. Skandelik selfs vir groot mense om te neem. Maar ek moet bysê, dis daarom net 'n klein hoeveelheid. En ongelukkig word almal nou onder dieselfde kam geskeer oor hierdie ou klein groepie kinders, terwyl daar wonderlike kindertjies was. Maar die samelewing waarin u en ek vandag is, het heeltemal verander. En ja, ons kan vir baie mense die skuld gee, maar die skuld lê eintlik by onsself. Want hoekom het kinders so geraak? Ek dink die antwoord lê daarin dat kerke vandag leeg is. Want in die ou tyd was daar nog respek vir die Here gewees en die kinders is geleer, eer jou vader en jou moeder. Maar vandag is daar nie meer tyd vir kinders nie. Want ouers moet gaan werk. Pa en ma is besig met so baie dinge en kinders word oorgelaat aan hulle eie lot. En dis maar net by die kindertjies, wanneer ons oorgaan na die groot mense toe, hulle is so moeg op 'n Sondag en die Here het in elk geval gesê, Sondag moet jy rus, daarom rus ons Sondag. Ons is vinnig om uit te haal uit die Bybel uit wat ons pas. Beproef alles, ja, maar behou die goeie. Maar daar staan ook dat jy eendag gaan moet verantwoording doen vir dit wat jy gedoen het. En ons probeer vandag so baie die Here verander. Gaan kyk maar na die kerk vandag. Nee, ons het besef, ons was daai jare verkeerd geweest, ons is nou op die regte pad en ons het nou nuwe
insig gekry in die woord. Die vraag is, wie gee daai insig? Want wanneer ons na die woord van die Here toe gaan, sê die woord van die Here, God het nog nooit verander nie. God se reëls bly sy reëls. In ons geleesde gedeelte vind ons die volk Israel by 'n kruispunt. Na 70 jaar in Babelonië, kry hulle die kans om terug te kom. En hulle is daar in Jerusalem, en hulle het nie 'n tempel nie. Dan bewerk die Here dit so dat Kores 'n uitnodiging gee. In Esra 1 vers 3 lees ons, enigeen onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. Die Here bewerk dit so, dat hulle kan teruggaan, en dat hulle weer 'n tempel kan bou. Ons lees dan in Esra 1 vers 5, toe het die familiehoofde van Juda en Benjamin klaargemaak, en die priesters en die leviete, elkeen wie se gees God opgewek het om te trek, om die huis van die Here wat in Jerusalem is te bou. God is betrokke by sy volk, en die Here stuur hulle terug. Dan kom ons hier in hoofstuk 3, en ons lees dat die manne is besig om die fondament van die tempel te bou. En dit is eintlik 'n bittersoet dag. Die ou priesters en die leviete huil. Hulle is teleurgestel, want hulle kyk na dit wat was. Die ou tempel in Jerusalem was baie groter geweest. Aan die ander kant weer, die jonges kom en hulle juig. Hulle is opgewonde. Hulle sien die toekoms wat God vir hulle het. Hulle sien nou dat die Here daar is. En wanneer ons gaan kyk na die geskiedenis van Israel, kan ons sien dat die Here was altyd met hulle. In Genesis 17 vers 7 staan daar, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Die Here het 'n verbond gesluit. 'n verbond van gister, vandag en môre. Die hartseer is, Israel het van die Here af weggedwaal. Ons lees in Jeremia 25 vers 7 tot 8, maar julle het nie na my geluister nie, spreek die Here, om my te terg met die werk van julle hande, julle tot skade. Daarom so sê die Here van die leerskare, omdat julle nie na my woorde geluister het nie. Omdat julle nie geluister het nie. Daarom het al hierdie dinge hulle oorgekom. En vandag vra ons, Here, maar hoekom sit ons waar ons sit? Hoekom gaan dit in ons land soos wat dit ons gaan? En die antwoord is eenvoudig. Ons het weggedwaal van God af. Ons het vergeet dat die Here altyd dieselfde bly. En ons wil die Here se woord aanpas om ons te pas. Om dit maklik te maak. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Dit moet ons altyd onthou. Want wanneer ons die Here aanbid, aanbid ons 'n God wat nooit verander nie. En vanoggend gaan ons kyk na hierdie gedeelte in die geskiedenis, sodat ons ook daaruit kan leer. Maar dit help nie ons leer net nie, ons moet dit toepas. Die Bybel sê, word daders. Want ons sit Sondag na Sondag en ons hoor boodskappe, en dis pragtige boodskappe, maar wat gebeur Maandag? Maandag is ons weer terug. Vergeet wat ons Sondag gehoor. Word daders van die woord. En onthou altyd, dat Jesus Christus dieselfde is. So kom ons gaan kyk na hierdie gedeelte. Die God van gister, vandag en môre en gister, Esra 3 vers 12.
Maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde, van die oues wat die eerste huis gesien het, het hardop gehuil, toe die fondament van hierdie huis voor hulle oë gelê is. Dit moes sekerlik vir hulle verskriklik hartseer gewees het. Hulle wat die tempel van Salomo beleef het, wat dit gesien het. En hulle kom nou hier en hulle sien, hier lê 'n fondament, en dis nie eens naaste by wat dit was nie. Kleiner as die vorige. As ek die eerste een gesien het en ek sien hierdie een, dan kan ek dink, is hierdie nie dalk afskeepwerk nie? Ons lees in Haggai 2 vers 3, wie is onder julle nog oor wat hierdie huis in sy vroeëre heerlikheid gesien het? En hoe danig sien julle dit nou? Lyk dit nie soos niks in julle oë nie? En dis hoekom hulle gehuil het. Hulle was hartseer. Vir hulle was hierdie tempel minder waardig teen die een wat 50 jaar tevore deur Nebukadneser verwoes is. Hulle huil oor wat hulle verloor het. En die hartseer is, wie se skuld is dit dat hulle dit verloor het? Dis eintlik hulle eie skuld. En ons staan vandag in die kerk. Waar staan die kerk vandag? Is die kerk afgewater? Ek wil vir julle sê, die predikante en die ou predikante huil amper elke Sondag as hulle kyk hoe kerke lyk. Vroeger jare was kerke vol, daar was nie genoeg parkering nie. Mense het vroeg opgestaan om kerk toe te gaan, want anders kry hulle nie plek nie. Behalwe in die EG Kerk, daar het jy mos jou eie sitplek. Maar dit is nie meer so nie. Ek dink die groot probleem is, mense het die vrees van die Here verloor. Ons lees in Handelinge 9 vers 31. En die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. En ek wil vir julle sê, dis die probleem met die kerk van vandag. Ons het nie meer die vrees van die Here in die kerk nie. Jare terug, wanneer jy daar by die kerkgronde inkom, was jy op heilige grond. Mense het skielik engeltjies geword, opgehou vloek, opgehou rook, opgehou beklei met jou vrou. As jy daar by die hek uitgaan, dan beklei ons weer, maar as ons hier inkom, dan beklei ons nie. Maar die vrees van die Here was daar. En dis nie 'n bang vrees nie, dis 'n respek wat daar is. Gaan kyk maar op YouTube wat gaan in die kerke vandag in. Daar is nie respek vir die Here nie. Die Here het nou almal se maatjie geword. En die Here moet doen wat ons van hom vra. Terwyl in die verlede het die kerk gedoen wat God van hulle gevra het. Die Here sê, die pot kan nie vir die pottebakker sê wat om te doen. Die pottebakker is in beheer. En in die ou tyd was dit so. Daar was 'n vrees vir die Here. Maar in die tweede plek sien ons op die God van gister, vandag en môre en vandag. In Esra 3 vers 12b staan daar, terwyl baie met gejuig met blydskap die stem verhef het. Hierdie nuwe volk is daar, die nuwe generasie, en hulle is te dankbaar dat daar 'n fondament gelê word vir die kerk van die Here, vir die tempel. Hulle weet nie wat gebeur het nie. Hulle is gewoond aan die onderdrukking wat daar onder die Babiloniërs was. Vir hulle is hierdie 'n nuwe begin. Verlossing wat deur die Here gekom het. En vandag is dit net so. Die Here red vandag nog siele. Die Here is vandag nog steeds intens besig met sy kerk. Daar's net een voorwaarde, doen wat die Here sê. En daar's wonderlike dinge wat in die kerk gebeur.
Kyk nou hierdie vakansie Bybelskool. Kinders wat nooit die woord van die Here sou gehoor het nie, het gehoor dat daar 'n Jesus is. Die Here hou vandag nog sy kerk in stand. En mense praat altyd van wonderwerke jare terug. Weet jy wat die Here doen vandag nog 'n wonderwerk? Die feit dat u en ek hier kan sit vanoggend is 'n wonderwerk. Vrydagoggend trek ons hierso weg. Terug Woester toe. Ons kom die aand by die huis, lekker moeg. Want die kleinkinders en die vakansie Bybelskool is besig. En ons kyk en ek sien, daar was 'n groot ongeluk gewees net buitekant Porterville op die Saronpad. 'n uur nadat ons al verby is. Gisterand weer, ons het gister teruggekom van Woester af weer terug hiernatoe. Gister weer. Ons was 2 uur se kant hierso, 3 uur. Toe was daar 'n lelike ongeluk gewees daar naby Rossenwil. En ons het dit oorleef. Die Here het dit van ons weggehou. Eintlik wanneer 'n mens vandag op die paai ry en jy kom veilig by 'n plek, is dit 'n wonderwerk van die Here. Maar ons sien dit nie raak nie. Want ons soek wonderwerke van hier is ons 'n gebou. Terwyl die Here ons beskerm en ons deurdra. Ek onthou 'n hele paar jaar terug het toe Dominee Dani van Rensburg en Dominee Henny Prinsloo, toe hulle nou moet aftree, toe was ons daar in Pretoria gewees en iemand sê, "O, hierdie kerk gaan nou ondergang." Wat gaan nou van hierdie kerk word? En Dominee Dani van Rensburg het gesê, hierdie is God se kerk. Die Here hou sy kerk in stand. En hier sit ons vandag. Ons het nou die dag ons 80 jaar feesviering gehad. Die Here hou die kerk in stand. Psalm 119 vers 90. U trou is van geslag tot geslag. U die aarde bevestig en dit bly bestaan. Vers 91. Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. Die Here hou ons vandag vas. Die Here is vandag daar vir ons. En u en ek het rede om te juig. Want kyk, waar is ons? Baie van u weet al klaar wat u vanmiddag gaan eet. Daar's mense wat nie eens iets het om te eet nie. Die Here is vandag in sy kerk. En dit bring my seker by die belangrikste. Die God van gister, vandag en môre in môre. Esdra 3 vers 13. En die volk kon die geluid van blye gejuig nie onderskei van die geluid van gehuil van die volk nie, want die volk het gejuig met groot gejuig, sodat die geluid tot ver weg gehoor is. 'n blye dag in Jerusalem. 'n stad wat verwoes was en hier kom 'n blye gejuig uit. Want God is daar. God is besig om sy tempel te herbou. En Haggai kom vertel ons wat die belofte is wat die Here gegee het. Ons lees in Haggai 2 vers 4 tot 6. Nou dan, skep moed, sê die Babel, spreek die Here, en skep moed Joshua, hoëpriester, seun van Josadak. En skep moed julle almal, volk van die land, spreek die Here, en werk. Want ek is met julle, spreek die Here van die leerskare, met betrekking tot my verbond wat ek met julle gesluit het, by julle uittog uit Egipte. En my gees sal in julle midde bevestig bly. Wees nie bevrees nie, want so sê die Here van die leerskare, 'n rukkie nog 'n kort tydjie, dan sal ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei, en ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. Die Here is ook in ons toekoms. Die mense is bekommerd. Wat gaan van hierdie land word? Is daar 'n toekoms vir ons kinders? Waar God is altyd 'n toekoms. Die Here het ons hier kom plaas met 'n doel. En waar ons nou is ons eie skuld.
Maar die Here is nog daar. En daar is 'n toekoms in hierdie land. Daar is 'n toekoms vir die kinders. Daar's 'n toekoms vir ons kerk. Want ons is God se kerk. Jeremia 29 vers 11, almal ken dit. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En wat is daardie hoopvolle toekoms? Ja, dis op die wederkoms en wanneer ons eendag daar in die ewigheid gaan wees, wanneer ons by die Here gaan wees. Maar dis ook vir hier en nou. Die Here is ook hier en nou betrokke by sy kerk. En die Here is hier en nou betrokke by sy kinders en môre ook en die dag daarna. Want dis die God wat ons dien. 'n God wat 'n verbond gesluit het tot in ewigheid. Ons hoef nie bekommerd te wees nie. Miskien bid ons net te min. En ek het nou gehoor die 31ste Oktober is nag van gebed. Dis die beste tyd om 'n nag van gebed te hê. Want dis wanneer die Satan en al sy magte hierdie pragtige partytjies hou wat eintlik afskuwelik is. En dis 'n ewel in God se oog. En dis die aand om te bid. Die aand van Halloween. En ons hou nie Halloween nie. Ons aanbid God. So, ons is dankbaar daarvoor. Ek gaan afsluit. Die volk Israel kom daarso en hulle kom na Jerusalem toe en hulle is besig om 'n tempel te herbou. En van die mense is ongelukkig, hulle huil, want hulle het gesien wat in die verlede was. Ander weer is opgewonde want hulle sien hulle kry 'n tempel. En miskien is dit waar die kerk vandag ook staan. Ons is so ingestel op die verlede dat ons sien nie eens dat God in die toekoms ook is nie. En die Here is in die toekoms. Al wat u en ek moet doen is om op ons knieë te gaan en aan die Here vas te hou. En dis die taak van ons kerk ook, om te bid. Die Here doen wonderwerke. Daai klomp Israeliete het gedink hulle gaan vir ewig daar in Babelonië wees. Maar die Here het hulle daar gaan uithaal en teruggebring. Sal dit nie wonderlik wees as die Here ook terugkom in ons land in? Dat ons regering die Here kan dien en ophou om vir Mammon te dien. Maar u en ek moet bid. En ons hoef nie bekommerd te wees nie. Want die Here van gister en vandag is ook in die toekoms. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, wanneer ons so na die geskiedenis kyk, dan sien ons, Here, ons is eintlik op daardie selfde plek. Daar's mense wat huil. Daar's mense wat opgewonde is. Maar daar's ook mense, Here, wat moedeloos is. Maar wanneer ons opkyk na U toe, wanneer ons na U woord gaan, dan kry ons die wonderlike beloftes. Here, U is nog altyd daar. En U gaan in die toekoms ook wees, tot daardie dag van die wederkoms. Maar dankie, Here, dat ons aan U kan vashou. Dankie, Here, dat ons kan bid, dat U Heilige Gees ons sal lei, en ons sal herinner, Here, wanneer ons moedeloos raak, wanneer ons op moedverloorse vlakte is, dat ons altyd sal weet, Here, U is in beheer, en U het 'n plan met alles wat gebeur. Maar ook, Here, dat U wonderlike gedagtes vir ons het. Bid ons dit dan, in die naam van ons Koning Jesus met danksegging. Amen.